by Janine begin. Dan gaan sy haar naam sê en dan gaan Raymond sy naam sê. En dan just say your name, just your name. And then we all know our name, all of us. Okay? I'm Charmaine. Ek's Janine. Ek het Raymond. Laat. William. What's your name? Edwin. Edwin. Solly. Edwin. Nikki is Mina. Sergey. Zach. Jack. Bishop. Moses. Moses. Oh, you've got such good names. Your name is Alfred. Lauma. Gustav. Niels. Alfred. Leonie. Paul. Leonie. What's that? 24. It was in this hope that we were saved. But if we see what we hope for, it isn't hope after all. Who hopes for what we already sees? But if we continue hoping something we don't see, then we still wait eagerly for it with perseverance. Nee, hy sê as ons hoop vir dit wat jy in jou hand hou, jy wil dit mos, jy het dit klaar. Maar hoop is dit wat jy graag wil hê wat jy nie kan sien nie. Nee, dit wat God vir ons sê, hy gaan vir ons gee. Similarly, the Spirit, die Heilige Gees, helps us in our weakness, for we don't know how to pray the way we should. Baie keer as jy sit en jy weet nie hoe jy wil bid nie. Jy wil graag bid by die Here, jy wil met hom praat, maar jy weet nie wat om te sê nie. The Spirit himself pleads on your behalf with groanings too deep for words. And the one who searches hearts will know exactly what the Spirit is thinking. Is dit nie amazing nie? God ken elkeen van ons wat hier sit. Soos wat julle julle name gesê het, so ken God jou hart. En hy weet wat jy wil vra voor jy dit vra met jou mond. This is amazing, yeah. What then are we to say to these things? If God is for us, who can be against us? Hoor jy wat sê dit? As God vir jou is, wie kan teen jou wees? Ha? Die polisie kan nie kom, hulle kan jou kombers brand. Maar God is vir jou. Nee, in hierdie wêreld gaan ons lyk of ons verloor, maar as God aan jou kant is, as hy aan jou team is, as hy die captain is van jou team. Okay, is there anyone that wants us to pray for something specific? Yeah, I want you to. Ja, jy kan net bid vir werk. For that. The kings that anointed the priests. Now today if we use oil, it's like the Holy Spirit touching us. The oil has got no power, but it's the symbol of the oil. Okay, so we are going to pray. We'll just walk around and we'll pray for you for jobs and for your families at home, whatever. If there's something extra you want us to pray, just tell us. Net rechts van Spar bly daar is een kleurige skeer, hy mis een been. Hy het geen ma, ook nie 'n pa, stoksiel alleen sit hy verslaan. En wat doen jy? Kyk jy weg, of sien jy raak? Gee jy erkenning, hy bestaan, is jy 'n antwoord op sy traan? Wat as dit jy was of jou maat, sou jy nog steeds dieselfde maak? Dieselfde maak. Ja, som die mense hier so. So jy slaap alleen hier so, dis jou plek? Ja, jou plek is so. Okay. Nou, slaap jy onder by die seil of hoe werk dit? Onder by die seil, weet om werk. En dan is reg, jy gaan nie dood nie. As ek koud hier, dat wil ek nog. Ja. Yes, lekker. En as dit reën by die somer? Sakker. Reën nat. Moet in die oggend die stap nat. Ja. Vuur maak. Opkaf maak, arm met die vuur, klere droog maak. Ja. Ja.
vandag hier in die veld en ons het so 'n bietjie kerk gehou in die veld. Dit was awesome, dat hierdie mense hulle sitkamer vir ons oopgemaak het. En hier by my is 'n ou vriend van my, Raymond. Hy hou my op my tone, want hy trap my uit as ek nie gereeld kom kuier nie. En vanoggend het ons lekker lemoene geëet, maar hy's lus vir sop. Ja, Raymond. Ja, yes. Raymond, vertel my gou 'n bietjie, hoe lank is jy al hier? Vertel my 'n bietjie van jouself. Ek is nou al so 15 jaar hier so. En ons lewe maar net hier so. Ons soek na werk. En die reën kry ons in die bos. Ons slaap hier so, maar ons gaan deur dit. Ons lewe. Ander wat ons kan doen, is ons kan gaan nie. Ons kan gebly in die lokasie, maar ryplek is ook geld. En transport hier nodig om te op en af te travel. Wat gebeur? Raymond, vertel my, waar is die Here in jou hart? Waar is hy in jou lewe? Die Here is diep in my binneste. En in my hart. En ek glo pas in my God. En ek glo pas. Dis hoe ek glo in die Here. Dankie, Raymond. En volgende gaan ons met Johannes praat. Nou, Johannes ken ek al baie jare. En hy, as jy mooi kyk, dan gloei hy. Dis die man wat ek Johannes leer ken het. Johannes, kom staan hier by my. Johannes hou nie baie van praat voor die kamera nie, nee Johannes? Vertel 'n bietjie vir ons wie jy is, waar jy vandaan kom en hoe is dit vir jou om hier in die veld te bly? Ek is Johannes, ek kom van Kwantewelle af. Ek het 13 jaar gebly by die veld. En in sukkel ons het die water, die reën is het reën, het word nat en die koud, die winter koud. En baie keer ons het nie kos, ons probeer om kos te kry, maar niks. Daar's baie mense wat hulle kom hier so kos gee en die hond en die water. Johannes, jou ma en jou 2 seuns, jy sorg vir hulle. Hulle bly ver en jy bly hierso en jy sorg vir hulle. En ek wil net noem, Johannes het hierdie 2 seuns van hom deur skool, die een studeer tot nou. En hy doen dit van wat hy hier kry en wat die Here hier aan hom voorsien. Vertel ons bietjie van jou ma en jou 2 seuns. Ek bly saam met my ma en 2 seuns. Altyd as ek 1 sent kry, ek ry na die huis toe. En van hier tot Kwantewelle is baie ver, is 50 kilometer. Nou ek moet taxi ry of 'n bus, ek betaal so R90 per dag om so toe te gaan. Johannes het ook die EE3 kursus gedoen. So hierdie is 'n evangelis van formaat en hy staan regtig uit as 'n leier, maar hy's 'n nederige, sagte leier. Johannes, hoe was die EE3 vir jou en vertel ons van die Here wat in jou hart bly? My Here is diep in my hart. Altyd as ek slaap ek bed en as ek opstaan ek bed. En hier so by die veld ook ons bed laat die Here vir ons sorg dat ons kos kry en die werk kry. Baie dankie. Hey Paul. Ja? Sê bietjie vir my nee, hoe voel jy daaroor om te sien hoe hierdie mense in die veld slaap? Ek weet nie. As jy nou dink aan jou lekker kamer waar jy bly Ja? en jy kyk hoe hierdie mense sukkel, hoe laat dit jou voel? Sleg. Wat dink jy kan mens doen vir die mense? Ons kan... ek weet nie. Hey Paul, sien jy die goedjie teen die draad? Ja? Wat dink jy is dit? Ek weet nie. Dis vleis daai. Dit is wat van hierdie mense eet. Ek dink as jy gelukkig is, Ja? dat jy sulke vleis moet eet. Hey Paul, Ja? kyk vir my. Kat? Hoe laat dit jou voel, nee? Ja? Dat julle in die aande nie julle kos opeet nie. En dan kom jy hier en jy sien dat hierdie mense het niks om te eet nie, dis wat hulle moet eet, sulke vrot vleis. Nee, maar ek eet mos my kos op. Is dit? Ja. En baie keer dan kla julle oor die kos, julle hou nie eers van wat julle eet nie. Hoe laat dit jou voel? Ek sal vir jy ander mense gee. Ek is seker jy sal. Op haar traan, wat is dit jy wat